Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens en wat 'n voorreg om op hierdie Sondag bymekaar te mag wees waar ons ook ons Pinkster Sondag herdenk volgens die kerklike kalender. Ons herdenk vandag die Heilige Gees en die Heilige Gees se rol in ons elkeen se lewe. Geliefdes, ons gaan staande ons toetrede lied sing en dan gaan ons staande bly vir die foto met die seëngroet. Kom ons staan en dan sing ons leer my u wil, Heer. In Romeine 8 vers 14 staan: almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Mag die liefde van ons hemelse Vader, die voorbeeld van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir ons elkeen die leiding en die krag gee wat ons nodig het. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam. Geliefdes, hier op hierdie Pinkster Sondag en met die Pinksterweek se tema wat ook voor lê, is die preekvraag vanoggend: is dit menslik moontlik om die wil van God te doen? Is dit menslik moontlik
om die wil van God te doen. Geliefdes, Paulus skryf in Romeine 7 verse 18 en 19 en dan beskryf hy iets wat hy self beleef en hy sê, daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Paulus beskryf hier iets wat ons ook al beleef het. Dit beteken dat ons wil God gehoorsaam. Maar dan kom daar versoekings in ons lewe, begeertes, dinge wat ons aandag aflei van gehoorsaamheid. Ons wil so graag vergewe, maar ons beleef in onsself 'n haat en 'n wrok en woede. Ons wil so graag bid, maar ons struikel om tyd te maak. Ons wil so graag vertrou en in vertroue leef, maar ons het hierdie vrese en hierdie twyfel in ons lewe. En so, geliefdes, beleef ons almal hierdie stryd. Galasiërs 5 vers 17 sluit hierby aan. Daar staan, wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. So wat die Bybel hier vir ons leer is, dat met die vlees word al verwys na ons gevalle, menslike en ons eie sondige natuur. Die ou mens, die vlees wat teen God in opstand kom, die vlees wat jaloers is en twyfel en vrese het. En dan teenoor hierdie vlees word al verwys na die Gees. Die Gees wat se werk dit is om binne in ons 'n vernuwing te bring, herstel te bring. Die Gees wat nuwe lewe moet bring in ons. So geliefdes, hierdie stryd wat ons elkeen as gelowiges beleef, hierdie stryd is nie 'n geestelike mislukking nie. Wanneer u hierdie stryd beleef, dan beteken dit nie u is nie 'n goeie Christen of 'n goeie gelowige nie. Dit beteken nie die Here het u verlaat nie. Dit beteken nie u misluk nie. Nee, wanneer ons hierdie stryd van bewus is in ons lewe, dan beteken dit juis dat ons bewus is dat God besig is om in ons lewens te werk. Dat God besig is om in ons lewens betrokke te wees. Ons moet bewus wees van hierdie stryd. Geliefdes, menslik gesproke kan ons nie vanuit ons eie krag of ons eie vermoëns of selfdissipline of in ons eie vermoë gehoorsaam wees aan God se wil. Menslik is dit vir ons onmoontlik. En daarom het ons die Heilige Gees nodig. Nie net om vir ons God se wil te wys of om ons op hierdie pad te lei nie. Geliefdes, ons het die Heilige Gees nodig om saam met ons op hierdie pad te wees. Die Heilige Gees het 'n noodsaaklike rol in elke gelowige se lewe. Jesus het voor sy sterwe en sy hemelvaart beskryf dat sy weggaan na die hemel toe, tot voordeel is van die mens
en tot voordeel is van die mens se verlossing. Want hy het beloof. En God kom altyd 'n belofte na. God het beloof, sy Heilige Gees sal uitgestort word, aan ons gegee word en in ons woon en werk, in ons daagliks vorm. Liefdes, kom ons lees saam vanuit ons eerste skriflesing, Johannes 16 verse 12 tot 14, waar Jesus sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Jesus self is die weg en die waarheid en die lewe. En die Heilige Gees se rol is om ons te lei in hierdie dieper insig en hierdie dieper waarheid en kennis. Hoekom? Om ons nader aan Jesus te bring, om ons nader aan die Vader te bring. Hy lei ons in hierdie waarheid, om ons nader in 'n verhouding met hom te bring. So is die Gees se rol om ons te leer in hierdie waarheid. En wanneer ons God se woord oopmaak en God se woord lees, dan het die Heilige Gees 'n rol om aan ons hierdie waarheid wat ons lees te openbaar. Die Heilige Gees help ons wanneer ons God se woord lees om die woorde werklik in te neem. Om hierdie kennis te gebruik om ons geloof te versterk. Die Heilige Gees help ons om die woord in ons lewe toe te pas en uit te leef. Dit van toepassing te maak in ons eie persoonlike lewe. Gees help ons om, wanneer ons die woord lees, ons eie sonde en ons eie tekortkominge ook raak te sien. En die Gees help ons om deur die woord wat ons lees ook wysheid te ontvang. Die Gees het 'n belangrike rol om ons in die waarheid te lei. Die waarheid wat ons in God se woord ook vind. Hierdie waarheid waarin die Gees ons lei, beteken ook dat hy ons in ons eie persoonlike lewe in die waarheid sal lei. Wanneer ons 'n paar verse teruggaan in hierdie gedeelte in Johannes 16, dan lees ons in vers 7 tot 9, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die Heilige Gees moet ons ook in ons eie waarheid lei, sodat ons ook sal besef watter sonde ons in ons eie lewe het. En gewoonlik word die Heilige Gees sigbaar deur gedagtes wat by ons opkom.
gedagtes wanneer ons besef, maar daardie woorde moes ek dalk nie gesê het nie. Wanneer die Heilige Gees se gedagte by ons laat opkom, by daardie persoon moet ek vergifnis vra. Of hierdie persoon moet ek vergewe. Ek moet in die proses ingaan van vergifnis. Of wanneer die Heilige Gees daardie gedagte by ons opbring dat hierdie keuse is nie tot eer van God nie, dit verheerlik nie sy koninkryk nie. Sien, die Heilige Gees werk in ons, sodat ons hierdie waarhede wat ons in die woord leer, ook in ons eie lewe sal kan besef en sal kan herken en sal kan bely. Want wanneer ons afdwaal, dan werk die Heilige Gees deur ons gewete. En die Gees maak ons bewus van ons eie menslikheid, ons sonde en ons skuld. En as voorspraak maak die Gees ons ook bewus van oordeel en geregtigheid. Maar die Gees bring ons ook tot 'n besef, geliefdes. 'n Besef dat ons berou moet toon, dat ons skuld moet bely, dat ons van ons ou sondige natuur keer op keer moet bekeer. Die Heilige Gees roep ons terug na Christus toe en na sy genade toe. Die Heilige Gees werk in ons en deur ons om ons te laat besef dat ons welkom is by die Here. Welkom met ons foute, met ons sonde. Ons is welkom om as sondige mense na die Here toe te gaan. Net soos ons is. Want hy het ons lief en hy het vir ons aan die kruis gesterf. Al het hy geweet hoe sondig ons menslike natuur is. Ja, selfs die gedagtes wat ons nie noodwendig met mense deel nie. Die sondige gedagtes en gevoelens wat selfs in ons harte is, wat ons probeer wegsteek vir die wêreld. Selfs dit ken die Here. En in hierdie sondige natuur wat ons het, is ons geneig om op ons eie verstand te vertrou. Op ons eie planne staat te maak. Ons is geneig om self te probeer om in beheer te wees van ons lewe. En dikwels vra ons in ons menslike natuur, dikwels vra soos, wat maak vir my sin? Wat voel vir my reg? Wat wil ek hê? Wat dink ek is die beste vir my? Ons eie sondige en menslike natuur laat ons baie keer vra van selfsug, van selfeerbied. Maar die Heilige Gees help ons om God se wil te soek. Die Gees lei ons om ander vrae te vra. Die Gees lei ons om te vra, maar wat is in ooreenstemming met God se wil?
Die Gees help my om die vraag te vra, wat sê God se woord? Wat was die voorbeeld wat Jesus Christus gestel het? Gees help ons om te vra, wat is tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk die beste? Nie vir my nie, maar vir die Here. So sê die Bybel vir ons in Spreuke 3 verse 5 tot 6, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Die Heilige Gees is juis die een wat ons help om te doen wat hierdie verse vra. Van die Gees kom en hy verander ons harte. Hy kom en hy help ons om werklik te vertrou. Om ons lewe in God se hande te plaas. En om in afhanklikheid van God se leiding en sy sorg te leef. Ons hoef nie uit ons eie vermoë Christus te dien of van hom te getuig nie. Want God laat ons nie alleen nie. Die Gees verander ons en vernuwe ons en die Gees versterk ons. Sodat ons nie deur ons eie woorde of dade getuies sal wees nie, maar deur die Gees wat ons in ons woorde en dade lei. Dat die Gees in en deur ons sal werk, waar ons ook in hierdie wêreld deel is. In ons huisgesinne, in ons families, in ons vriendekringe, waar ons werk, waar ons woon, in ons gemeenskap, in ons kerk. Die Heilige Gees wil ons bereidwillig en bekwaam maak vir die opdrag wat die Here aan ons gee. En daarom het ons ook die belofte in Handelinge 1 vers 8, waar daar staan, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons ontvang die krag van die Heilige Gees om getuies te wees. Ons ontvang die krag van die Heilige Gees sodat ons kan streef in ons menslikheid na gehoorsaamheid. Na gehoorsaamheid aan God se wil. Die Gees versterk ons en hy help ons om teen versoekings te stry. Dit is nie alleen menslik moontlik nie. Die Gees help ons. Die Gees help ons om liefde te wys, selfs wanneer ons liefdeloos voel. Die Gees help ons om te vergewe, selfs waar mense sê vergifnis is onmoontlik. Die Gees help ons om geduldig te wees, selfs wanneer ons nie voel daar is geduld in ons oor nie. Die Gees help ons om te volhard, selfs al twyfel ons, selfs al het ons seer, selfs al het ons vrese. Die Heilige Gees werk in en deur ons. Nie net om ons te lei nie, maar om daagliks ons te vorm en daagliks om ons te vernuwe, sodat ons al hoe meer die
die beeld van Jesus Christus sal kan uitleef. Wanneer die Heilige Gees in ons woon en in ons werk, dan word die vrug van die Heilige Gees ook in ons lewe sigbaar. Galasiërs 5 vers 22 tot 25 beskryf hierdie vrug. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Jesus Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartsogte begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Die vrug van die Gees verander dus nie net wat ons doen nie. Dit verander nie net ons dade en ons woorde nie. Dit verander wie ons is. Wie ons in Christus is. Mag ons werklik net weer die noodsaaklike rol van die Heilige Gees in ons lewe besef. En opnuut van hom bewus raak. Mag ons daagliks saam met die Gees wandel en saam met die Gees worstel. Geliefdes, die Heilige Gees laat ons nie alleen wanneer ons na die wil van die Here soek nie. Die Heilige Gees se teenwoordigheid en betrokkenheid is in ons lewens. Mag ons saam met die Heilige Gees streef daarna om die wil van die Here te soek en in sy wil te leef. Amen. Geliefdes, Jesus Christus was volkome gehoorsaam aan die Vader se wil. As volle mens en as volle God. En daarom gaan ons vanoggend saam bid soos wat Jesus Christus ons geleer het. Ons gaan staande die Onse Vader nou saam sing.
ons sê ook baie dankie vanoggend aan Adrian wat vir ons kom orgel speel het. Met 'n orgel erediens gaan ons afsluit met 'n slotsang, Gesang 269 vanoggend vers 1 en daarna gaan ons bly staan vir die seëngroet en dan gaan ons as wegsendingslied die Amen sing. So kom ons staan staande saam. Mag die Heilige Gees ons elkeen leer, lei en toerus om soos Jesus Christus gehoorsaam te wees aan God se wil. Mag ons die seën ontvang van God se genade en sy liefde. Amen.